die Joodse feeste of die nagmaal deel 11. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Daar's 'n magdom boeke, maar ek wil dit noem, ons het die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, die oorspronklike Bybel van hom tuis, wat in Engels geskryf is met die Hebreëse name binne-in. Is 'n Bybel wat amper 3 kilogram weeg. Dis seker die belangrikste Bybel wat jy jou hande kan oplê. Nou, die prys is dieselfde die laaste 3 jaar. Nou wat ons gedoen het, is ek noem dit net vir hierso, is dat ons is in 'n pakket waar jy 2 Bybels skryf vir een se prys. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika, van Postnet tot Postnet, of tot in Namibië. So, sou u belangstel, moet jy my skakel vir die pryse. Ek gaan dit nie op die lig doen nie. Hoekom? Want ander mense kyk later na hierdie video oor 'n jaar of 2 en dan is daar dalk 'n prysverhoging gewees of iets en dan vra hulle maar jy het gesien die pryse so en dan moet ek nou eers gaan verduidelik. So, u kan my kontak, hier's al die inligting en ek het vir u gee. Is baie welkom by die studies. Is reeds bekend met die geopenbaarde name en ons is nou al by deel 11, so ek gaan nie nou weer deur alles kry nie. So dit is belangrik. Ek wil sê ons gaan nou by die nagmaal kom. Met ander woorde, ons het gesê die Joodse feeste of die nagmaal. Ons het nou deur al die Joodse feeste gestap en die goeie gesien dat niks wat Oud Testamenties is aan ons as Jafiste gekoppel is nie. Aan die ortodokse Jode en ouens, ja hulle, want hulle verwag nog hulle Messias, maar Yafashua het klaar vir ons gekom. So ek het nie nodig om een fees te hou nie. Daar is een geleentheid wat Yafashua gedoen het, en dit is dat hy vir ons die nagmaal bedien het. Ons gaan nou na die nagmaalstudie luister en ek gaan dit hanteer met u, die nagmaalskrif as sulks en ook ander skrifte, maar ek gaan nie die nagmaal hier bedien nie. Na die reeks klaar is, gaan ek en Pastoor Rika 'n nagmaal video doen, wat ons dan dadelik sal vrystel, wat u kan gebruik tydens geleenthede, wanneer u dan nagmaal wil hou. Daar is die reeks oor die nagmaal met Prof Hannes in lockdown. Dis hoe ons dit genoem het. Baie mense gebruik hom. Daar is mensies wat gevra het, soos Pastoor Skalk, wel hy kon ook al 'n pastoor gewees het. En Pastoor Wynand, hy kon ook al 'n pastoor gewees het. Broer Wynand en broer Skalk hulle, wat gevra het, Prof, wat van 'n nuwe video vir die nagmaal. Nou ja, dit is tyd, ons gaan so maak, maar ek wil net eers hierdie reeks klaar gemaak het. So ons gaan oor na die nagmaal geleentheid, 1 Korinte 11 vers 23. Vat jou Bybel, en nou is dit belangrik dat ons elke letter hierso moet lees. Nie die woord nie, nie die sin nie, nie die versie nie, elke letter. 1 Korinte 11 vers 23. Dan moet jy maar alhoudend my hande dophou, want ek wys seker goed in hakkies. Hy sê, want ek, dis apostel Paulus, het van Jaffa almagtig ontvang, wat ek ook aan julle, wie deel van die bruid van Yafashua is, dit was 2000 jaar gelede, en selfs ook in die 21ste eeu, oorgelewer het, dat Yafashua in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. So dit sal nou die Dinsdagnag wees, wanneer hy dan die nagmaal finaal bedien het. Hy het die nagmaal bedien en dan het hy weggegaan na die tuin van Getsemane om te gaan bid
En dis waar hulle hom dan gevang het, die Dinsdagnag, want hulle het hom die Woensdag met die voorbereiding, het hulle hom gekastei en mishandel, en hy is gekruisig die oggend, en hy is 3 uur die middag, is hy oorlede. Dis natuurlik die 14de van Abib. Jy moet daar die reeks gaan luister, is dit die maand Abib of Nisan, dis 'n nuwe reeks wat ek so pas begin het. As jy nog nie gaan kyk het na dit nie, gaan kyk na dit. So dit was dan op die 14de, die dag van die voorbereiding, die Woensdag, wanneer hy gekruisig is, en wanneer hy gesterf is en begrawe is. Net voordat die Pesach aangebreek het, op Woensdag aand, wat dan natuurlik dan die aanbreek van die 15de is, wat die nuwe jaar is, die Pesach, of die Pascha, wanneer hulle uitgetrek het uit Egipte land uit, dis die volk Israel. Dit was nie Goeie Vrydag nie. Hy was nooit op Goeie Vrydag gekruisig nie. Dis onbybels. Dis 'n Rooms-Katolieke leuen uit die doodrykheid. En ek sê nie uit die hel uit nie, want die hel bestaan nog nie. Hy gaan eers geskep word, daar by Openbaring 20 vers, Openbaring 20 vers 12, 13, 14. So, hy, dis 'n leuen, hy kon nie op Goeie Vrydag nie, want ons weet, Constantijn, hy was die Pontifex Maximus, the Vicar of Christ, hy het ook die Rooms-Katolieke Kerk in 2 geskeur, die Ooste en die Weste, en hy het Konstantinopel gaan stig, wat Turkye is vandag, en dit was sy grondgebied, daar het hy 'n hawe gebou in die stad, alles in 6 jaar se tyd, jy kan nie glo wat hy daar opgeruk het nie. En die ruïnes in die goed staan vandag nog, so, en baie van die goed is herbou, wat die moslims gebruik, want dit is Turkye, dit is hoofsaaklik moslims wat daar bly, islamiete vandag, maar so, hy is, Jafashua is op die aand van die voorbereiding, die dag van die voorbereiding, die 14de Abib, Abib is Oktober maand, dus Abib is die antieke Hebreëse maand, dit word genoem in die moderne Hebreërs word genoem Tishri, en dan in die huidige tyd is dit Oktober maand, nie Nisan of April maand nie. Nou kyk na die reeks wat ek nou vir u genoem het, is dit die maand Abib of Nisan. So wat sê hy? Ek het aan julle oorgelewer dat Jafashua in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Vers 24. En nadat hy, dis Jafashua, gedank het. Hoekom dank hy? Hy aanbid sy vader, Jaffa, wie sy naam hy geërf het. Dis hoekom hy Jafashua is. Hy die vader se naam, Jaffa, Shua beteken redder, verlosser, saligmaker, wat Jafashua dan die redder, verlosser en saligmaker maak. Ek is tans besig met nog 'n nuwe boek, waarom noem julle hom Jesus, wat seker so by die einde van die jaar sal uitkom, as Vader liewe gesondheid spaar. Jy moet vir my bid, en dan is ek besig met die boek, die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel nommer 4, wat ek ook mee werk tussenin. Kom ons bid vir hierdie bediening, dag en nag, dag en nag, dag en nag, is ons besig. Hy sê in vers 24, en nadat hy dus Jafashua gedank het, met ander woorde gebid het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Hy het nie 5, 6 brode daar gehad nie, hy het 1 brood gehad. Hy sê hy het brood geneem het, in die vorige vers daarso, vers 23 aan die einde, in die nag waarin hy verdraai is, het hy brood geneem het. Brood. Hy sê nie meer fout brode nie. Brood. 1 brood, want dit verteenwoordig Jafashua se liggaam. 1 liggaam, wat vir ons gebreek word. Soos dat hy die brood gaan breek, wat 'n teebeeld is van sy lyde, waardeur hy moes gaan om vir ons
die saligheid te kan gee, naamlik die ewige lewe. Een brood. Ek hou daarvan as ek nagmaal bedien om een brood te gebruik en om te breek. Wanneer hy breek, dan sny ons hom nie middeldeur nie. Inteendeel, wanneer ons 'n brood voorberei, dan haal ons die korsies af, breek dit af, sny dit nie vierkantig af nie. Breek dit af, die brood, laat hy in sy eie fatsoen is, die binnekant, en dan breek ek hom, want hy skeur alle rigtings in. Ons sny hom nie met 'n mes nie. Jafashua was nie soos met 'n mes gesny nie. Hy was vermorsel en verbrysel. Dis wat Jesaja 53 sê, hy was verbrysel vir ons ongeregtighede, hy was verskeur, hy was uitmekaar uitgetrek. Vers 24, en nadat hy as Jafashua gedank of gebid het hy dit geneem, die brood, en hy sê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle, selfs in die 21ste eeu, gebreek word. Nou, daar is mense wat vandag nie nagmaal gebruik nie, verskillende godsdienstige, ek praat van protestante mense, hulle sê hulle gebruik nie nagmaal nie, want hulle is nie kannibale nie, hulle eet nie Jesus se liggaam nie. Nee, ons ook nie, ons eet nie Jafashua se liggaam nie. Maar wanneer ons die stukkie brood eet, dan dink ons aan die manier wat hy verskeur was vir ons. Soos ons aangaan met hierdie nagmaalstudie, gaan u sien, ons gaan nog baie dieper goed kom as net die nagmaal. Wat meeste van die kerke, 99% van die kerke, gedeel en al mis, omdat dit nie vir hulle welgevallend is nie. Nou hardloop hulle weg van, ons eet nie die liggaam of die vleis nie. Ons eet ook nie die vleis nie. Die brood is 'n teebeeld. Dit beteken om deel te wees. Jy is of deel of jy's nie deel nie. En nadat hy Jafashua gedank het, het hy dit gebreek, die brood, en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle, selfs ook in die 21ste eeu, gebreek word. Doen dit tot my, dis Jafashua, se gedagtenis. Hy sê vir sy disippels, hy was op daai stadium nog nie stikkend gebreek nie. Hy was op daai stadium die aand van die 14de. Was hy nog nie die vooraand, was hy nog nie stikkend geslaan nie. Maar hy vertel hulle wat gaan gebeur. Die aand voordat hy gevange geneem is, praat hy met hulle en hy bedien die nagmaal. Doen dit tot my, dis Jafashua se gedagtenis. Jafashua het ons wie deel van Jafashua se bruid is, nie een keer in die Bybel beveel om deel van enige Joodse feeste of geleenthede te wees nie. Is dit nie wonderlik nie? Nie een plek nie. Het Jafashua iemand gedwing om deel van die 613 wette te wees of die feeste nie. Want Hebreërs 7 vers 18 sê dat Jafashua dit tot niet kom maak weens die swakheid en die lutteloosheid daarvan. Nie een keer in die Bybel beveel hy ons om deel in enige Joodse feeste of geleenthede nie. Dis alleen vir die volk van Israel. Die feeste van die Pasjag is vir Israel. Die uittog uit Egipte uit is die fees vir Israel. Dis hulle nuwe jaar. Die trompetfees, die ongesuurde broodefees, en so kan ons gaan. Dit het te doen met Israel. Die besnydenis is vir Israel. Die Sabbat is vir Israel. Hoekom? Want hy sê hy het nie behaal dat ons in ons vlees besny word nie, maar deur ons gees, deur die Ruach HaKodesh. Nie aan die vlees nie, waar die besnydenis was die teken van die belofte van Abrahams belofte met Vader. Maar Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jafashua geonderdompel is, nadat ons tot bekering gekom het,
Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar volgens die belofte van Vader Jahwe is ons almal een in Jahwe. En volgens die belofte erfgename. Ons het die bruilofskleed aangetrek. So die vrouens trek ook die bruilofskleed aan. Hulle kan nie besny word volgens die Ou Testament nie. Daar was nie redding vir hulle volgens die Ou Testament nie, maar in Jahwe. Hy sê, ek het nie behaag dat julle in julle vlees besny word nie, maar aan julle harte of julle gedagtes. En nou kan die vrouens ook besny word aan die gedagtes. Want hy sê, daar is nie meer man en vrou nie. Ons almal is een. Hoe? Deur die genadebloed, die spykers in sy hande, die bloed wat uit sy doringkroon uitgevloei, die stikkende wonde. Dit wat hulle vir hom gedoen het. Die vrou ook deel geword. En daarom het sy ook deel om aan die nagmaaltafel te kan sit en deel te wees van die geleentheid. Ek sê weer, nie een keer in die Bybel vind ek een plek waar Jahwe ons verplig het om deel te wees van enige Joodse feeste nie. Dit is vir die volk Israel. En nou kan ek kom en ek praat van 'n geestelike Israel. Ja, maar ons is nou die geestelike Israel. Snert man. Daar bestaan nie so ding. Die Messiaanse ouens, hulle glo hulle is geestelike Israeliete. Hulle is besny. Hulle het nie 'n hoofpriester wat vir hulle in 'n tabernakel gaan offer nie. O nee, daai gedeeltjie is liewe Jesus se kant, sê hulle. Hulle noem hom Yeshua. Hulle het nie meer bokkies nie, want dit pas hulle nie. Maar hulle hou die Sabbate, terwyl die Bybel sê, dat die Sabbat is vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat nie. Dat Jahwe in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, 17 keer die Sabbat verbreek het. Ja. 48 keer die wet verbreek het. En hy is die seun van die Allerhoogste Skepper van hemel en aarde. Hy sê, laat elke dag vir jou 'n Sabbat wees. Jy moet nie net lewe, ek gebruik sommer die plain Afrikaans, hoeder remoer die hele week, en nou wil jy van sononder op 'n Vrydag aand tot Saterdag aand Sabbat hou nie? Nee, ou broer. Elke dag moet mos vir jou 'n Sabbat wees. Jy moet elke dag lewe asof jy Jahwe verwag om te kom. Maar jy sien, die mense kies en keer watter gedeeltes van die wette hulle wil hou. Hy sê daar so in Galasiërs 5, ekskuus tog vers 1 tot 20. Hy sê, as ek nog onder die wette wil lewe, dan lewe ek in my sonde. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Dan het ek van die genade van Jahwe verval. Jy kan nie gedeeltelik die kant staan en gedeeltelik die kant nie. Dis either or. Dis of een of die ander een. En hy het dit tot niet gemaak. Nou kom iemand, hulle kom gestuur vir my die 613 wette, party is geestelik en ander is seremonieel en anders. Wette is wette. Moses het net een wet gebreek. En dit was die wet van ongehoorsaamheid. Toe hy met die klip moes praat, toe gaan slaat hy die klip. En dit hou hom uit die land van die belofte uit. Hy kon nie ingaan in die land Kanaan nie. So, ons is nie 'n geestelike Israel nie, vergeet daai een. Daar bestaan nie so ding nie. Ons is Jahwiste. Ons is nie eers protestante nie. Hoekom? Want die protestante is aanhangers van dit wat die katolieke vir hulle geleer het. Hulle ken nie eens hulle Messias se naam nie. Kom ek sê dit andersom. Hulle ken nie eens hulle verlosser se naam nie. Hulle ken nie eens hulle God se naam nie. Dis die ironie. Die persoon wat met die 613 wette nou weer gestuur het. Ek sê vir hom, sê vir my wat jou God se naam. Dan vra vir
Professor Wimpie Liebenberg, laat hy vir jou sê, wat is jou God se naam? Na 10 jaar in die kerk weet die oom nie wat sy God se naam is nie. Pateties. Maar dis hoe dit met die godsdienstwêreld gaan. Maar ons is messiaans. Oh, we're keeping the commandments. Vir wat? Terwyl die woord sê, my genade is vir julle genoeg. Terwyl die woord sê, hy het reeds die volle prys vir ons betaal. Maar steeds wil ons aangaan. Die woord sê, ek het julle onder die wette uitgehaal, maar julle laat julle terugplaas onder die juk van diensbaarheid. Vers 25. Hy sê net so ook die beker na die ete. Met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Wat is hy? Wat is daai beker? Wat verteenwoordig daai beker? Daai beker verteenwoordig die liggaam van Jahweh. Dit is nie sy beker, is nie sy liggaam nie. Hy praat van 'n goue erdekruik, daar in 1 Korinte. Daar in Spreuke, in Prediker 12, praat hy wanneer die goue kruik in die pitstukken val, dit is die liggaam, wanneer hy tot sterwe kom, en die goue en die olie uitloop, die roog uit jou uitgaan. Hierdie is 'n goue beker, is 'n goue kruik, is 'n kosbare skat wat hy hou. Terwyl dit net 'n stuk vleis is, maar tog is dit die tempel van die Ruach HaKodesh, waar Jahwe in woon. Want hy sê, hy woon nie in kerke en sinagoges en kathedrale nie, en stadions. Hy sê, julle liggame is die tempel van die Ruach. Dis waaruit hy funksioneer. Net so ook die beker na die ete, na hulle die brood geëet het. Na hulle sy lyde herdenk het, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Dis die Nuwe Testament. Dis nie die 613 wette nie. Wanneer ons aan die nagmaaltafel sit, dan herdenk ons die dood van Jahweh. Ons herdenk nie die Pasjag, die uittog uit Egipte uit nie. Ons herdenk nie die trompette nie, 7 trompette nie. Ons herdenk nie die ongesuurde feeste van die ongesuurde brode, feeste daar wat 7 dae aangehou het nie. Ons herdenk nie 'n paaslammetjie wat geslag was nie. Ons herdenk Jahweh se lyde. Hy wat vir ons 'n Nuwe Testament in my vingers verbond gebring het. Wat ook die vrouens kom deel maak het van die verbond. Hierdie beker is die Nuwe Testament. Weet jy wat, die oomblik as ek daai beker vat om te drink, dan weet ek het nie nodig om 'n hoëpriester te hê, wat uit die bloedlyn van Levi of Aaron kom of Moses kom nie. Ek meen nou met die derde tempel teologie, wat hulle nou die derde tempel wil bou, so 'n paar jaar terug was dit op internet gewees, waar hulle begin soek het vir hoëpriesters of vir hoëpriesters om die tempel te bedien wanneer hulle hom gaan bou. Hy's nog nie gebou nie. Toe sê hulle, as jy net vermoed dat jy uit die geslag van Levi of Aaron of van Moses is, kan jy aansoek doen. Jy moet dit net vermoed. Nou sê vir my, hoe bewys jy 'n bloedlyn 2000 jaar terug? Meer as 2000 jaar terug. Dit is tot by Jahweh. En dan nog amper 1100 jaar, so 1070 jaar. Maar kom ons praat van 3070 jaar. Hoe bewys jy dit? Dat jou bloedlyn uit Levi of Aaron kom? En dan terwyl Koos van der Merwe
hier in Suid-Afrika sê hy wil 'n hoofpriester word. Hy is spierwit. Maar hy is uit die bloedlyn van Levi, die Lewiete. Hulle was woestynbewoners, hulle was nie blanke Europeërs nie. Hulle was halwe swart mense gewees. Kyk nou jou Arabiese mense, hoe lyk hulle? Dis hulle velkleur, en ek preek nie velkleur nie. Ek probeer vir julle sê, maar ou Koos van der Merwe sê, ek is deel van Aaron se bloedlyn, so hoe het jy dan wit gekom? Jy moet 'n suiwer skoon bloedlyn wees, uit die Lewiete, om die hoofpriester te wees. Kyk hoe korrup is dit. En dan sal 'n paar ander joetjies besluit, of jy het reg is so al dan nie. Dis 'n bedrogspel, man. Dis 'n geldmaakbesigheid. Hulle wil teruggaan in die verlede, waarvan Jafashua ons vrygemaak het. Maar weet jy wat? Dis hulle wat Jafashua gekruisig het. Dis hulle wat geskree het, kruisig, kruisig hom. Toe Pontius Pilatus sy hande was in onskuld, toe sê, hier's Barabbas, hier's Jafashua, laat Barabbas gaan, kruisig Jafashua. Ek vind in hom geen skuld nie, laat sy sonde op ons en ons nageslagte wees. Hy was sy hande, hy sê, ek vind geen skuld in hom nie. Hoe patheties, is hulle wat hom vermoor het. Daai selfde Jode wat Israeliete, wat nou wil maak asof hulle die hoogheiliges is, wat die derde tempel wil, dis die derde tempel instituut, propaganda is, hulle maak miljoene dollars elke jaar uit hierdie stories uit, en dan is daar, my pa het gesê altyd, there's always a sucker to be born. Dis hoe dit was. Hulle melk die koei, en die koei gee die room. Hy sê net so ook die beker na die eed by die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Wat het die Nuwe Testament waardig gemaak? Waardevol gemaak? Die bloed van Jafashua. Dis wat hom waardevol maak. Dis wat waarde gee aan die beker. Hierdie beker is die Nuwe Testament. Hy sê nie, dit gaan terug na Levi toe, na Aaron en Moses nie. Dis die Nuwe Testament in my bloed. Vandag, in 2027. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ons kruisig nie Jafashua oor en oor en oor en oor, wanneer ons nagmaal gebruik nie. Inteendeel, wanneer ons die nagmaal gebruik, wanneer ons gaan sit om nagmaal te gebruik, dan is dit juis uit die dankbaarheid, uit die uitgangspunt van dankbaarheid, dat ons nie bokkies, lammetjies, duwe of bokke nodig het nie. Ons het 'n Nuwe Testamentiese beker. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Sien julle disippels? Hy sê, sien julle hierdie beker? Hierdie is toe het hy nog nie eens gesterf nie. Hy het nog nie eens gesterf nie. Hy sê, hierdie beker wat julle hierso sien, hierdie beker in die Nuwe Testament in my bloed. Hy sê hy gaan ly. Hy sê hulle gaan hom mishandel. Hulle sê hy gaan bloei. Doen dit so dikwels as julle daar uitdrink. Hy sê nie een keer 'n maand nie. Baie kerke, meeste kerke hou ons maar een keer 'n maand. Die eerste Sondag van die maand, dan hou hulle 'n groot nagmaaldiens en dan bring elke een maar 'n geskenkie vir liewe Jesus. Ek onthou pastoor Chris Prinsloo, my pastoor vir baie jare gewees. Hy het altyd gesê by die nagmaaldiens, ons bring 'n geskenkie. Daai tyd was ons onkundig. Jy vat die grootste muntstuk wat jy het, wat daar in sirkulasie is, en jy draai hom toe met papier, die grootste geskenkpapier, die grootste, kom ons sê, so R200 noot, of 'n R500 noot, of wat ook al, R100 noot, dan draai hom toe, daai toe, en dan gaan ons dit in
op by die nagmaaltafel in 'n bak sit. Dis die geskenkie aan liewe Jesus wat ons gee. Man, liewe Jesus soek nie pa geld nie. Hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. En jy weet wat, ons was stupid genoeg om deel te wees daaraan, want op daai tyd was ons oë nie oop gewees nie. Rondom die godsdienstige strukture nie, die kerklike strukture nie. Alles het gegaan oor die geld. 'n massiewe kerk te bou, daar by Benoniestasie, wat 400, 500 mense vat. En dan sukkel om 30 mense in die diens te hê, 40 mense in die diens te hê. Ek was daar, ek weet waarvan ek praat. Al wanneer daai kerk vol was, wat wanneer daar saamtrekke was, of groot trougeleenthede, of wat ook al. Wit olifante, wat vir jare afbetaal was. Ja, daai kerk is langer af. Maar ek probeer vir jou ding sê, wat het gebeur met die geskenkies, wat ons vir liewe Jesus gebring het? Daar is 'n kerk gebou met dit gekoop. Terwyl ons so 'n huis op dieselfde grond gehad het, wat se mure uitgeslaan was, wat 'n saal was, wat groot genoeg was vir die gemeente, maar hier moes 'n tabernakel gebou word. Te vergeefs vereer julle my, deur leerlinge te leer wat gebooie van mense. Sien jy hierdie nagmaal, wat doen dit? En ek sluit af met vers 25, net so ook die beker na die ete, die brood wat geëet is. Met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Die Ou Testament word afgesny, Hebreërs 7:18, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Doen dit so dikwels. Jy kan elke dag nagmaal hou. Jy kan 1 keer 'n week nagmaal hou. Jy kan 1 keer 'n maand, 1 keer 'n jaar. Jy kan nagmaal hou wanneer jy daarna voel. As hy sê, doen dit so dikwels, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So wanneer ons daai beker drink, dan dink ons in terme dat Jafashua het ons kon vrymaak van 613 wette. En hy gee ons 2 nuwe koninklike wette. En ek sluit af. Hoor Israel, en ek wil sê anderste. Hoor julle Jafiste. Dit klink mooi, né? Hoor julle Jafiste. Jafashua is een. Jaffa, julle Elohim, is een. Dien hom met jou siel, jou gees, jou verstand en alles wat binne in jou is. En jou naaste, die tweede wet is, soos jouself. Ek moet my broer en suster lief hê in die gesindheid van Jafashua. Nou ja, ons is nou maar by my tweede of die derde vers hierso. As Vader liewe en gesondheid spaar, volgende week gaan ons verder. En dit is belangrik dat ons die inligting moet sien en verstaan. Weet jy wat? Die nagmaal gaan vir u 'n totaal anderste betekenis kry as waarin ons gewoond was. Sirkuleer die boodskap, stuur dit uit, gaan kyk na die reeks wat uitgesaai word, wat nuut is dit die maand Abib of Nisan, vrede, in die mooiste naam van Jafashua, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.